21 Januarie 2026. Ek gaan 'n reeksie video's doen wat ek gaan net noem oorlewing. En ek gaan vir julle 'n paar dinge verduidelik wat jy kan doen vir basiese oorlewing. Ons is heeltemal te geneig om die oomblik wat 'n mens kom met voorstelle vir oorlewing, dan herdefinieer mense dit in hulle koppe dadelik nou aan geldmakerry toe. Hoe kan ek geld maak uit? Dit is nie wat die vraag wat jy jouself moet vra nie. Die vraag wat jy jouself moet vra is, hoe gaan ek oorleef? Ja, ek gaan vir julle 'n paar dinge verduidelik van oorlewing, wat vir baie ouens, jy weet, selfverduidelikend gaan wees, baie gaan bekend wees en baie gaan nie bekend wees daarmee. So, in hierdie eerste episode gaan ek net praat oor die basiese konsep van oorlewing. Nou, een van die dinge wat in my hele lewe lank by my gebly het, wat my oupa aan my ma se kant vir my geleer het toe ek 'n baie klein seentjie was. Hy het altyd hierdie uitdrukking gehad van kyk na die pennies en die ponde sal na hulle self kyk. In vandag se terme, kyk na die sente en die rande sal na hulle self kyk. Nou, ons is baie keer te geneig om te dink, hoe kan ek geld maak hiermee? In plaas van om te dink, hoe spaar ek geld hiermee? En daar is 'n groot verskil in daai twee, hoor. En dit is 'n konsepverskil en jy moet mooi dink oor wat ek sê, want jy gaan, soos hulle in Engels sê, 'n mind shift moet maak, hoor. En die ding waaroor ek met julle gaan praat, hoofsaaklik in hierdie reeks, aanvanklik gaan wees oor aquaponics. Nou, baie mense het al van dit gehoor, baie weet van dit, baie het nie 'n vaste benul waaroor dit gaan as jy van aquaponics praat nie. Maar dit kom terug na basiese oorlewing toe. Ek wil nie vir jou nou hier voorstel maak oor hoe jy kan geld maak uit die ding uit nie. Ek wil vir jou voorstelle maak hoe jy geld spaar. Ek het een van hierdie spaar reward kaarte wat ouer by die Spar gebruik. En baie van julle ken daai ding. Nou, ek het so gesegde, as ek daar by die tol staan en ek moet betaal, dan haal ek daai kaart uit en dan sê ek vir die kassier, Tata my chance. Want is dubbel eintlik vir my, jy weet, dis maar die lotto speel. Jy weet nie eintlik regtig wat jy kry nie, hoor. En baie van hulle lag maar net en dan swipe hulle nou die kaart en dan, okay. Soos gister nou byvoorbeeld, was die totale rekening was 1400 en iets rand. En ek gooi die Tata my chance kaart en die klaar sê ek, hoeveel het ek gekry? Sy sê, nee, is maar net 11 rand. Nou, jy weet, 11 rand klink nie baie nie. Maar dis 11 rand wat ek nie hoef te betaal nie. As ek 11 rand short was, het lief vir my pa my pakkie vir my gegee nie. So, daai 11 rand beteken actually baie, hoor. Nou, op 'n dag raak ek in 'n bekgeveg betrokke met een van my diensverskaffers oor 'n transaksiekoste wat op een van my sisteme van toepassing was. En die transaksiefooi was R2.50. En ek en die ou stoei met mekaar oor die prys. Ek sê vir hom, luister, ek kan verstaan en ek glo dat jou mense het daardie prys goed uitgewerk sodat jy profitable is aan jou kant. Maar eers ek soek 'n bietjie discount, hoor. En jy keer vir discount en wat. Ek gaan nou maar die bil by die horingspak en ek gaan vir jou sê, luister, ek soek 50% afslag op daardie fooi. Jy vra R2.50, ek wil R2 betaal. Kan jy dit doen? Nou, so ruk toe, hy sê van, jy gaan jou terugkom, en toe kom hy terug, en hy sê toe vir my, nee goed, hulle het al oor gepraat, hulle is bereid om daai 50 cent afslag te gee. Nou moet julle een ding goed verstaan. Dis net 50 cent per transaksie. Maar op daardie stadium met daardie besigheid van my, waar daai transaksies ter sprake was, het 60.000 van daai transaksies per maand gemaak, hoor. So, daai 50 cent wat ek daaruit gespaar het beteken ek het R30.000 minder betaal. R30.000. Dit was die salaris van 2 administratiewe personeellede, wat ek nie nou hoef te betaal actually nie, want ek kry dit, omdat ek nie daai verhoogde transaksie fooi moes betaal het nie. So dit het vir my gegaan
daai besparing het vir my gegaan, hoe gee ek minder geld uit? En dit was maar 'n konsep wat ek dwars deur my lewe en my besighede gehandhaaf het. Nou ek kan onthou toe ek 'n klein seentjie was, op Tavistock Myn. Dis van julle wat weet van Tavistock Myn, dis hier naby Witbank, so steenkoolmyn. Daai jare, okay, die properties, hulle het die properties genoem, dit is nou maar die woonbuurt. Die properties se huise was so in rye gebou. Maar die huise was so gebou dat hulle agterdeure na mekaar toe gewys het, met 'n dienspad tussenin. Nou daar op daai dienspad was daar nou die asblikke en daar was 'n kolebak, waar die myn kom kole ingooi het, wat die mense gebruik het in hulle slow combustion stofies, wat die warmwater gemaak het, en party mense het koolstowe in hulle huise gehad, en dan het die ouens het natuurlik ook gebruik in hulle kaggels en so. Dit was daardie jare. En dan in die agterkant van elke erf was daar nou 'n groot stuk grond gewees, wat 'n groentetuin veronderstel was om te wees. Die voorkante was nie baie groot nie, hoor, die blommetuin was nie baie groot nie, maar die groentetuin was 'n redelike groot. Nou party mense het vrugtebome daar gehad, en net appelkoesbome, perskebome, en koperbome, en vyebome, en moerbybome, en sulke dinge. En dan was beddings gewees. Party ouens, weet, hulle het allemaal geplant, wortels, en tomaties, en slaai, en spinasie, en eie, en beet, en so aan. Nou hier so net na 3 in die middag, dan het die vrouens daar in daai dienspad by mekaar gekom, met hulle skotteltjies, en dan ruil hulle onder mekaar uit. Die een het wortels en die ander een het boontjies, en so ruil hulle onder mekaar uit. Daar was nooit geld daar ter sprake, en dit was net altyd uitruilery. En dan as dit nou verby is, dan gaan elke vrou nou huis toe, en sy het nou 'n bakkie waarmee sy die aandete kan doen, jy weet. Dan kan sy vir haar gesin vir die aand kos maak. Dit was oorlewing gewees, hoor. En dan is die vrugtetyd gekom, en was dit nou maar weer 'n groot uitruilery, en dan is konfyt gemaak, en dan is ingelegde vrugte gemaak, en al sulke goeders. So het hulle onder mekaar die hele tyd hierdie uitruiltransaksies gehad. Dit was 'n bekende ding gewees op die mynproperties, hoor. Later jare het dit uitgesterf, maar daai is wat ek as kind ervaar het. Nou, ons moet vandag een ding verstaan. Wat huidiglik in Suid-Afrika aan die gang is hierdie land is besig om uit mekaar uit te bliksam, hoor. Niks werk meer eintlik nie. Hierdie nou jongste vloede, dink ek gaan dalk die strooihalm wees wat die kameel se rug gaan breek, want hierdie vloedplanke het net nie die geld nie, hulle het nie die kennis nie, hulle het nie die vermoëns om die herstelwerk te doen aan daai infrastruktuur wat nou verwoes is nie, want hulle het daai infrastruktuur nie gebou nie, hulle het daai infrastruktuur basies geërf, hoor, en hulle het nooit in stand gehou nie. Nou is dit weg. Nou moet hulle van scratch op begin, en hulle kan nie. Ons sien baie van die rampe wat nou gebeur, van goed wat gaan, damwalle wat breek, brûe wat wegspoel, en sulke goed, paaie wat wegspoel. Daai goed gaan nie replace word nie, want hulle het nie die vermoë om dit te doen nie, en dan het hulle primêre mikpunt is mos altyd om te kyk hoeveel kan hulle steel. Maar dit nou daar gelaat. As ons kyk na ons as mense, ek praat nou met my tribe, die boer tribe, ons moet onsself in 'n oorlewingsmindset kry. Nie 'n geldmaak mindset nie, 'n oorlewingsmindset. Nou, die ding wat ek oor gaan praat in die reeks, hoofsaaklik, is aquaponics. Nou, baie mense hoor die woord aquaponics en dan beteken dit verskillende goed vir hulle. Nou, daar's 2 goed wat jy doen. Aquaponics en hydroponics. In al 2 van hulle beteken dit die plante groei in water in plaas van dat dit groei in grond. Dis die groot verskil. Dit groei in water in plaas van grond. Met hydroponics kry die plante hulle voeding deur oplosbare kunsmis wat jy dan toedien in die water in om die plante te voed. Met aquaponics kry die plante hulle voeding van die visse se stront. Dis die groot verskil tussen die 2. Nou, die equipment en goed wat jy gebruik is vir die 2 is min of meer dieselfde. Maar ek gaan nou vir julle net so sê. Ons moet daaraan begin dink, kyk na die sente en die rande, kyk na hulle self. Nou, ek gaan nou nie nou in hierdie aflewering
op die tegniese kant ingaan van die aquaponics nie. Ek gaan net vir julle van die resultate van my aquaponics wys. As jy na hierdie prentjie kyk, dan sien jy hierdie mooi groen, lekker gesonde spinasie. En dan gaan ek vir jou sê dat daai spinasie is van 'n saailing af tot by oes in minder as 24 dae gekom hoor in 'n aquaponics. Hou dit in gedagte. En dan kyk jy na hierdie bordjie kos. Daar's nou 'n worsie daar. Maar daar's 'n roosterbroodjie met verskillende blaarslaai groenigheid op. Daar is 'n hoopie slaaiblare en dan daar by die worsie sien jy daar lyk so iets soos 'n sousie. Daai sousie is gemaak met spinasiestingels en sulke dinge en 'n bietjie mushrooms en so. So daai is 'n lekker gesonde ete wat met eenvoudige goed gemaak is. Dan kyk jy na hierdie. Jy weet, die slim mense noem dit nou 'n quiche, ek noem dit sommer 'n omeletding, jy weet. Ek het nie 'n storie daarvoor nie. Dis maar eiers wat ek 'n bietjie groente en vleisies ingesit het en gebak het en dan daai hoop slaai wat daar is. Verskillende tipe slaaie. Al daai goed kom uit my aquaponics uit hoor. Dan kyk jy na hierdie bord. Hier is oorskiet braaivleis, eier en geroosterde broodjies met slaai op. Botter en slaai in plaas van iets anders. So in plaas van dat ek nou chips gemaak het, dit is wat ek gebruik het. Maar kyk na dit, kyk na die kwaliteit van die kos. Dis gesond, dis skoon, dis goeie kos. Hier is nou weer bietjie meer gewaagd. Hierdie blaadjie wat jy hier voor sien en rond, ek weet nie hoeveel ken dit nie, maar dit is tatsoi. Dit is 'n ding wat jy nie maklik in die winkels kry en so nie, maar dit is 'n heerlike oosterse ding. Dit is 'n lekker geur en lekker smaak. Ek het samosas en bietjie rations en 'n broodjies in plaas van chips, 'n broodjie met botter en die slaai bo op dit. Hier maak ek 'n stew, weer 'n keer. Eie, spinasiestingels en so en dan hierdie groen blaartjies. Hierdie is alles tatsoi. Ek weet nie hoeveel van julle ken dit nie, maar dit is 'n heerlike bord kos wat ek daar aan mekaar sit. Nou hier is 'n foto nou van my vrou in die aquaponics. Sy het nou die aand vir die aandete het sy nou net die slaai gaan oes. Nou moet julle verstaan wat gebeur hierso. Hier lê die bak nou wat nou op die tafel gesit word. En kyk daai verskillende tipes blare wat daar is. Alles blare daai. Alles uit die aquaponics en uit die tuin uit, né? Alles. Die tomaties daar het sy gekoop. Het 'n bakkie tomaties gekoop. So, hierdie was alles hier self gegroei. Dis nie nodig gewees om dit te koop nie. En hier kom die belangrike ding. Dis die pakkies goed wat daar in jou yskas lê en nou jy die helfte gebruik en die helfte word vrot en so nie. Daar's gesny vir dit wat nodig was vir die aandete. Hou dit in gedagte. En dan met die aquaponics, hier is die bonus. Elke nou en dan oes ons vis uit daai aquaponics uit. Kirpers, ja, dis kirpers, maar dis heerlik. En dink daaroor, hierdie goedjies word alles gekweek in 'n stukkie op 'n stukkie spasie in my plek. Wat die meeste van julle wat woonhuise het daai spasie. 4 meter by 4 meter. En net met 'n bietjie beplanning eet jy en jou gesin heerlik. Julle eet vars, julle eet skoon, julle eet gesond. Maar die belangrikste is, jy hoef nie dit te gaan koop nie. Jy het dit daar in jou tuin. So, jy het nie nodig om daai R25 te spandeer nie. Jy spaar daai R25. Moenie kyk nou hoeveel geld kan jy uit die system uitmaak nie. Kyk hoeveel geld hoef jy nie uit te gee nie as jy die system het nie. Dit is waaroor dit gaan. Julle moet daardie ding in julle koppe inkry hoor. Ons is nou verplig om in 'n oorlewings-mindset in te gaan en nie meer geld maak mindset nie. Maar elke blaar daar, as jy weer na hierdie bak kyk, elke blaar wat jy op daai bak sien, was nie nodig om gekoop te word nie. So jy het eintlik geld gemaak, want jy het nie nodig om dit te spandeer nie. Nou, julle kan maar vir my in die kommentare sê of julle van die tipe van praatjies hou en dan sal ek in die volgende aflewering gaan ek meer op die tegniese kant van die aquaponics ingaan.
Maar verstaan mooi, die feit dat dit sê aquaponics of hydroponics beteken net eenvoudig die plante groei in water in plaas van dat dit in die grond groei. Nou ja, dink oor hierdie ding en skryf van jou kommentaar. Dankie vir jou ondersteuning. Lekker dag.